Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ek deel met jou 'n visioen wat ek gehad het. Ek het geweet, ek is op die see en dit was 'n stormagtige see gewees. Maar toe gebeur daar iets onbeskryfbaar. Ek begin toe kyk, maar ek kan nie die einde van die skip sien waarop ek is nie. Ek kyk op en so ver soos my oë kan sien, was daar net seile. Die skip en die seile was oorweldigend, onverstaanbaar en so groot, dat ek in my binneste begin vrees het. Ek het toe afgekyk na my voete, en ek het so duidelik die gladde houtvloer van die massiewe skip gevoel onder my voete. En toe ek voor my kyk op die vloer, toe staan Jesus daar, en hy gee vir my so 'n stukkie tou aan om vas te hou. Ek het die tou by hom gevat, en ek het lank so gesit agterna, om te kon verstaan, dit te probeer uitpleis wat het hier gebeur. Nie skrif wat ek vanoggend kan bysit nie, niks nie, net 'n visioen, 'n woord uit my hart. Die wete ek is op 'n storm, ja, maar die wete ek is op 'n skip so groot, dat ek die einde nie kan sien nie, en met die grootste seile ooit. Ek weet ek het nog gedink, ek gaan nie eers daar die seil se mas kan aftrek, om dit te verander in die storm nie. Dit is net te groot. En toe hy my gee die tou, toe kon ek daardie stuk tou gevat het, daardie kort stuk tou. Jy sien, baie keer wil ons verantwoordelikheid vat vir God se beloftes. Ons verstaan nie, dit is syne aan ons nie. Ons verstaan nie die see se golwe nie, en ons probeer meer tyd spandeer om die see se golwe en die storms te verstaan. Die onregverdigheid, die bekommernisse, die seerkry, die teleurstelling, wat ook al jou see is vanoggend, as wat ons tyd spandeer om te kyk na die groot skip. Ons het hierdie supernatural mindset so dringend nodig. Hoe kan ons vra, maar waarom gebeur die goed, as God eintlik die storm onverstaanbaar vir ons toelaat, om hierdie massiewe skip belofte van hom aan ons te gee, waar jy maar net hierdie tou by Jesus hoef te vat en te beweeg in sy glorie. Ek staan vanoggend en ek bid 'n gedig, wat die Here vir iemand gegee het om vir my te skryf, en dit ruk in my. Hy het ons so lief. Ons gaan soveel dalk deur, en dink so baie kere ons is 'n failure, oor mense se woorde, opinies oor ons. Maar my seer en my mislukking is die gedig in my Papa God se mond. Mag jy ook eendag soos ek 'n geraamde gedig hê teen jou kamermuur. Miskien is die tou in my hand, hierdie wete, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ek bid dat jy so 'n stukkie van hierdie tou sal voel vanoggend. En dit wat jy nou gehoor het, dit is glorious. You don't need anything you lost to bless you. Jy het niks nodig wat jy nie meer het om vir jou 'n seën te wees nie. En vanoggend is my gebed dat skrif joune sal word wat die Here vir jou in hierdie oomblik wil gee, en dat jy dit sal vat as sy belofte, en as hierdie skip wat jy op jou, in jou lewe nou op is, en dat jy die tou sal vat, by Jesus, van daardie tou wat jy by hom vat, is al wat jy op hierdie oomblik nodig het, dat ek vir jou vanoggend kan bedien met sy bloed, die krag wat daarin is, om vanoggend te kan sê, Here, dankie dat ek van vooraf kan begin, dankie dat ek kan vergewe en vryspreek, dankie dat ek weet, U het my ook vergewe, dat jy vanoggend sal vat, sy liggaam, wat vir jou genesing is,
in elke wond. En mag jy vandag ingaan met skrif wat net in jou hart opkom, soos Jesus vir my tou gegee het en in my hart ek net ervaar het, dis nie die storm nie. In die skip is ek veilig, hy is by my, hy gee my hierdie tou om vir my die versekering te gee, hy beloof.